Dis ouens, hier is iets wat ek baie graag met julle wil deel oor wat ek sou doen as ek nou werk gesoek het in Amerika. So as jy werk soek op 'n plaas in Amerika of plaaswerk, hier is wat ek sou gedoen het en ek wil vinnig gou vir julle verduidelik hoekom. Wat ek sou doen om werk te kry in 'n plaas in Amerika in die tyd wat ons nou in lewe. OK, wat ek sou gedoen het ouens is ek sal waag. Ek sal waag. En die rede hoekom ek dit sê is hierdie tyd van die jaar, gewoonlik aan die begin van die jaar, so dit begin eintlik aan die einde van elke jaar en aan die begin van elke jaar is daar 'n ongelooflike invloeks van aansoeke, mense wat werk soek. Almal het nou TikToks gesien die hele jaar en almal se vrouens het hulle nou gesê, jy moet ook in Amerika gaan werk. Kyk wat se geld maak hierdie ouens. As hulle terugkom, kyk wat se bakkies koop hulle. So daar's hierdie aanmoediging en natuurlik ons politieke omstandighede en hier's nie lekker werk vir almal in Suid-Afrika nie. So dit is 'n baie goeie opsie en ek moedig altyd mense aan om te kyk na die opsie. Maar ouens, die rede hoekom ek sal sê is waag net 'n bietjie. Aan die begin van die jaar is dit chaos. Onthou nou, almal wat my kontak, almal wat met my gesels, sê vir my, "Jacques, weet jy wat? Die agente kom nie terug na my toe nie. Ek het al by hierdie agent geregistreer en hierdie agent geregistreer en ek was by daai ene en die ene." Ouens, die rede hoekom die agente hierdie tyd of die besige tyd, ek noem maar die besige tyd van die jaar nie baie goed kommunikeer nie, is hulle is oorval met aansoeke. Met ander woorde, almal doen nou aansoek in 'n kwessie van 2 of 3 maande. Hulle kry tot 100 of 50 of 200 aansoeke 'n dag. Daar's klomp agente in Suid-Afrika en almal is oorval met werk en ergens raak jy dalk bietjie verlore, jy het jou goed gesubmit. Die agente kom nie by almal en alles uit nie. Ek weet hulle doen hulle beste, hulle probeer almal help, maar dit is obviously nie moontlik nie. Want hier's die rede vir dit. Is in USA is daar omtrent so 5 agente. Daar's baie agente, maar in die USA is daar 5 groot uitstoei agente. Amper al so 'n bietjie van 'n maffia. En in SA 50 plus. So ouens, julle kan nou sien wat hier gebeur nie. Hierdie agente in die US het nou die boere. So hierdie agente het nou die boere op hulle boeke. Nou begin die werk en die aansoek en die goeders begin gebeur. Al die H2 ouens wat nou die vorige jare in Amerika was, gaan natuurlik nou weer terug na dieselfde plaas toe as hulle wil, of as dit so gebeur het, of hulle gaan nou weer dalk weer na nuwe plekke toe. Maar so die agente in SA se prioriteit is om eers te kyk na die ouens wat al reeds in Amerika is of was en weer wil teruggaan na dieselfde boere toe of waar ook al hulle wil gaan. So daar is klaar 'n besige netwerk aan die gang daarso om almal te plaas en hulle plekke weer uit te sort en alles, want dit is guaranteed besigheid. Ons is 'n kommoditeit, so dis 'n guaranteed besigheid vir die agente. Nou wat gebeur is ouens, almal doen nou aansoek. Almal doen nou aansoek in 3 maande. So julle kan nou net dink. Daai regter. My tekenskills is crazy. Ek is 'n artist. Daai regter effek nou al hierdie aansoeke van SA moet nou deur 'n klein regtertjie loop want daar is net soveel agente. Jy het 50 agente in Suid-Afrika, 50 en al hulle aansoeke en hier's net 5 en al hulle aansoeke. So ouens, dis kom ek die groot rede hoekom ek sê is wag net. Wees bietjie geduldig. Doen aansoek wanneer dit stil is. So dit is een tip wat ek jou kan gee is, ons wil almal baie graag in Amerika werk. Baie mense is desperaat, ek verstaan dit 100%, ek is ook. Ek bedoel, ek gaan nou vir my 4de jaar terug Amerika toe, dis elke jaar, as jy terugkom is dit 'n bietjie van 'n stres ding, wanneer kom die papiere, wanneer gebeur die goeders, en dit is verstaanbaar ouens. Ek bedoel, as ek nie kan teruggaan nie, is daar moeilikheid by die huis, want ek bedoel, ek het daai geld nodig om te voorsien vir my familie. So, hier's 'n groot waarwol. Wag tot die waarwol verby is. Wag tot die waarwol verby is. Dis bietjie rustiger. Onthou nou ouens, daar's plasings reg deur die jaar. Ek sê altyd, as jy 'n kontrak kan kry, al is dit vir 3 maande in Amerika, vat dit. Dit sal nice wees om 9 maande of 6 maande of wat ook al kontrak te kry, maar as jy enige tipe H2A kontrak kan kry in Amerika, enige tyd van die jaar, vir hoeveel maande ook al, vat dit, want dit is 'n voet in die deur. Dan begin jy experience opbou in Amerika, jy begin 'n naam opbou, jy begin 'n CV opbou, so vat wat jy kry, veral in vandag se tyd, vat wat na jou toe kom. As daar iets is, en al is dit 'n kort kontrakkie, vat hom. En nou ouens, as jy 'n bietjie gewag het, so jy het net so 'n bietjie gewag, so hierdie besige maande goeds nou verby. Die agente is baie rustiger, want hulle groot intake, hulle warwoel is verby.
dan kan jy lekker weer rustig gaan sit, en ek sal nou vir julle sê, ouens, hier, einde Maart, Januarie, Februarie, Maart, doltye, besig, crazy. Hierso April, Mei, hierso is dit nou lekker rustig, en dit is wanneer die agente nou begin opvolg, en al deur al hulle goeders werk, wat hulle nie kon by uitkom nie, en jou geleentheid raak nou beter, want almal is nou 'n bietjie rustiger, jy kan nou gaan opvolg, hoor hierso, ek hoop nie julle het vergeet van my nie, ek sê nie maar nie opvolg in die besigheid ook, ouens, ek sê maar net, ek het gesien hierdie jaar wat gebeur, dit raak elke jaar vir my, wat ek ervaar, raak het bietjie erger, die agente wat ek mee praat, raak het, die aansoeke raak meer, die desperaatheid in ons land raak meer, so julle kan nou verstaan, volgende jaar gaan daar nog meer aansoeke wees, en meer ouens wil Amerika toe gaan, en dan wil almal weer op dieselfde tyd aansoek doen, en almal raak weer kwaad vir die agente, want geen agente kom terug na hulle toe nie, maar dis 'n besige tyd, ouens, verstaan dit, ek is ongelooflik dankbaar vir die agente, want die agente help soveel moontlik mense as wat hulle kan, maar hier's 'n ding wat ek vir jou kan sê, wat jou kan help is, help jy bietjie die agent, om in 'n rustige tyd, of 'n rustige tyd van die seisoen, met die agent te kommunikeer, en jy verbeter net jou kans op daai manier, en ouens, ek het dit al baie gesê, follow up, as jy, dit vat so baie tyd om by 'n agent aansoek te doen, vorms in te vul, jy spandeer partykeer 'n halfdag, 'n dag of 2 aan om by een agent te registreer. Ouens, hierso is my voorstel, wat ek altyd vir die ouens sê is, volg op met die agent, volg op, het jy my application gekry, okay, dankie. Volgende week, ek wil maar net weet, agent, is daar al ietsie vir my? Okay, ouens, dan, die ander ding en die laaste ding wat ek wil sê is, skills. So wat sal ek doen? Wat ek sou doen, as ek hierdie jaar nie werk gekry het nie, of jy het nou aansoek gedoen by die agente sê jy het nie die regte skills nie, ons soek ouens wat kan dit en dit en dit en dit doen, en jy het nie daai skills nie. Ouens, dis wat ek sal doen is, as jy nie 'n geleentheid gekry het nie, werk aan jou skills. Werk aan jou skills. En iets wat jou nie eers geld gaan kos nie, ouens, is die USA metric system. Kan jy nog sien daar? Die USA metric system, ouens, dis iets wat jy kan online gaan Google het. Die manier hoe die Amerikaners meet. As jy dit op jou kan sien, as jy dit op jou CV kan sit, I understand the USA metric system. Weet jy hoe baie ouens en met baie boere het ek al gesels wat vir my gesê het, hulle het dit nog nooit eers op 'n CV gesien nie, maar dit is iets wat hulle aandag sal trek is as jy die US metric system ken. Meet inches, feet, miles, gallons. Hoe om 'n tape measure, hoe om 'n duim, jy weet soos hulle measurement system, 'n duim. Jy weet hoeveel is 'n duim? Ons ken ook duime, maar ek bedoel hoeveel is 'n inch? Is 'n inch is amper 'n duim. Nee, 25 mil. Gallon, hoeveel is 'n gallon? Is 4.5 liter. Hoe meet jy 'n voet? Hoeveel is 'n voet? Ouens, as jy net dit kan leer, dis 'n skill. Jy kan dit op jou CV sit. 'n Boer sien dit net dalk raak en hy sê, "Ja, hier's 'n ou wat die American metric system verstaan." Die spanners, ouens, as jy 'n spanner half inch, 7/16, 1 inch. Dis wat hulle ken, dis wat die boere daar ken is. Dis hoe hulle goed lees en praat. As 'n boer nou vir jou vra, "Ek het my half an inch." Spanner. Hulle praat nie van spanner nie, hulle praat van wrenches. Verstaan jy wat ek sê? So daar's baie goed wat jy by jou CV kan sit wat jy nie geld kos nie, maar wat 'n skill is. En ouens, dis ook die tyd om dan te kyk na om jou skills te verbeter, power tools, welding. Die basic goed wat jy op jou CV kan sit, safety. Doen nou online, daar's soveel free goeders. En ouens, ek moedig julle aan. As jy net bereid is om bietjie te wag. Ek meen jy wag anyway. Jy het 'n jaar of 2 nou gewag, jy het daaroor gedink ek wil aansoek doen om te werk op 'n plaas in Amerika. Dit lyk so glamorous en alles, dit is glad nie. Ek wil helemaal net dit sê. Dit is baie lekker in terme van satisfaction en wat jy leer, maar dit is baie moeilik. So dit is nie 'n glamorous ding om in Amerika op 'n plaas te werk. Dit is harde werk. Dit is moeilike werk. So as jy kan bietjie wag tot die agent net rustig is, hulle miskien 'n bietjie meer aandag aan jou sou kon gee, dit is wat ek sou doen. Ek sal bietjie wag. Ek sal opvolg en natuurlik sal ek bietjie my skills beter maak, dat my CV beter kan lyk. So ouens, ek hoop hierdie help julle. Soos ek sê, ek discourage julle nie om in die besige tye aansoek te doen nie. Ek meen jy kan enige tyd aansoek doen, net waar jy wil en hoe jy wil en wanneer jy wil, maar ek het dit nou maar net gesien, dit is baie keer beter, staan net bietjie terug, laat die crowd deur die hekke gaan
en dan gaan jy deur as dit bietjie stiller is. En onthou nou die tregtertjie ding. Dis net presies wat daar gebeur. Die tregter raak so vol en hy loop oor en hy drup hier uit. Nee. Wag tot die tregtertjie nou hier klaar uitgeloop het dan spring jy in die tregtertjie. Ouens, julle weet mos nou al, baie van julle wat by 'n rugby game was of by 'n cricketstadion of by 'n konsert of ergens waar dit ongelooflik besig is met mense. As jy net 10 minute voor die tyd loop of maar net sit vir 20 minute na die tyd, dan is die rush verby. Want onthou as daai eindfluitie blaas, dan wil almal gaan. Almal wil gelyk uitloop, almal hardloop uit. Dis chaos. Ek het al baie keer gesien as mens Kaap toe ry, dan ry ek nou met my jonger daar 'n bietjie vinniger want ek weet mens kan mos nou jy 'n lekker kar, jy kan vinnig jaag, dan ry jy nou 140, 60, miskien 180 Kaap toe. Dan is daar altyd 'n lorry. En dan sit jy nou agter die lorry, kan nie verbygaan nie, eventually gaan jy verby en jy jaag aan Kaap toe. Halfpad Kaap toe daar by Drie Susters, daar moet jy gou-gou stop. Bietjie petrol ingooi, bietjie roomysie koop al by die steers. Klim jy weer op die pad. As jy net daar voor Beaufort is, slaat hy selfe trok weer daar. En daai trok ry van waar hy ry tot daar waar hy aankom 80 km/h. 80 km/h, daar gaan hy. Maar hy kom daar. En baie keer ouens het ek dit gesien in my lewe self. As jy jaag, see toe. Daai trok, jy het nou 140, 160 gery die hele tyd, maar jy stop. Maar daai trok ry net 80. Hy kom ook maar daar amper dieselfde tyd aan as hy nou net te veel gestop het. So ouens, so sien dit maar so. Wag 'n bietjie. As jy wil is maar net 'n opsie. Ek dink baie ouens kom ook reg so omdat hulle maar net bietjie geduldig is, hulle het maar net bietjie gewag. Wag vir die rush. Wag laat alles oor en verby is en die storm het gaan settle en die stof is weg en jy kan daar 'n bietjie beter sien en dan kom die agente actually terug na jou toe en hulle is bereid om dan te kyk, okay, well, hier is 'n boer nog of hier is iemand wat iemand soek, maar dis dalk nou net 4 maande kontrak, 3 maande wat ek al. Ouens, ek het nou maar gesien dit is wat gebeur, so maar sterkte. Hou aan. Dankie vir julle wat kyk. As jy like wat ek doen, as jy my channel like, asseblief subscribe, slaat die like button, share die inligting as jy dink dit kan iemand help. En ouens, onthou maar net vandag gebeur net een keer. So maak dit amazing.